Welkom by hierdie week se Kaap vol hoop waar ons rugby gesels uit die Kaapse woongebied Langa. Dit is waar ons die rugbyklub Busy Bee besoek. Die klub is reeds in 1923 gestig en het 'n trotse geskiedenis. Ons gesels hierdie week met Siyabonga Hani. Hy is die president van Busy Bee Rugbyklub en hy gesels ons ook sokker by die landelike stigting Sport Unie Sokkerliga waar baie wynplase meeding. Ons ontmoet vir Des Engelbreg, hy is die voorsitter van die landelike stigting Sport Unie en dan vertel Elsenburg se afrigter Austin Petersen ons wat hul klub so uniek maak. En dan gesels Paul Felix, die afrigter van Groenland Wyne ook saam en Groenland se eienaar en wynmaker Piet Steenkamp vertel ons meer van hul wyne en die geskiedenis van Groenland. Maar eerstens gesels ons met Siyabonga Hani van Busy Bee Rugbyklub. Sia, thank you for your time. Brilliant when they can play on a Saturday. You love rugby. It's nice to see the youngsters play rugby and you're involved on a management level, but it's nice to see them play. Yeah, definitely. You know, it gets boring when you don't have a game on a Saturday for us. So it's a normal program for me. Yes, yeah, yes. Yeah. Busy Bees, and it's a club rich in history. It goes back more than 100 years, I think 102 years. So that's a big foundation of rugby in South Africa. Obviously, we had to get past 1995, which was very important, but now there's steps being taken. And you're proud that what you're doing to develop these players into hopefully represent the country. Yeah. No, it's a tough duty that we have, but it's something that we are doing with pride, without payment or anything, because of passion. I mean, most of us are born in an era where we are told that our parents had to smuggle themselves to play rugby. And now with the connections or the status that we have, we must create possibilities for these kids. So yeah, it's quite a challenging and tough job to do, but they're driven by passion is something that we do every day, you know. Yeah, absolutely. Passion is a big part of that. Langa is not far from the city centre. It's an important part of Cape Town. But there's been other sports people that has been here before. I think you mentioned earlier cricket players like Temba Bavuma, etc. So there's talent. You say Temba Bavuma, he also played cricket here around Langa? Yeah. Temba comes from here. He played cricket on the same pitch here. Oh, just behind us? Yeah, just behind us. So Langa it's one of the most fortunate areas. I mean, there's few locations or townships that you would call that have got such a huge history of sportsmanship. Langa has it, even with hockey. I don't remember there's another guy who played cricket as well. Was a wicket keeper, but also was a hockey player. I think it's Tolekile. Tolekile. As well as a soccer player as well. There's a Rasta that played for Orlando Pirates. So it's one of the big sportsman community, right? As one of the oldest communities in Cape Town from 1928. There's been a lot of production in terms of quality sportsmen that have came out from this community. Absolutely. One thing that strikes me, Sia, is the passion. Yeah. Nice to see there's rugby here today, there's women's team playing, men's team playing, but there's support. People come and support. That's nice. Yeah. No, as we always say, you know, sports is a social capital. You know, this is where people bond. This is where families bond. I mean, if you were here last week, we had our biggest derby. Busy Bee playing Langa. It was one of the biggest. I mean, we had fencing around here. Everyone was around here. About 5,000 people were in the stadium. Incredible. You know, so it's a social capital for this community. If you say Busy Bee is playing, a lot of communities forget about other issues, but they come and support their kids here. So yeah, support is a good thing. It's a big thing. But sometimes we lack support, you know, especially for the young ones. Because with the young ones, the under 20s, under 19s, under 14s, you need that parental guidance, you know. But considering the fact that South Africa's economy, most of the people are casual workers. So you hardly find parents coming in and coming to support. But, you know,
a child is grown from a community. So that community support closes down that gap that is being opened by a mother or a father who's unable to come and watch his kid play. Absolutely. Just also lastly, Cape Town is a big component of what's happening in sport in South Africa. And also you wearing a green jersey with a Springbok on it wasn't always like that. I know that many people grew up supporting the All Blacks and for good reason. But that started to change over time. And so there's a generation that said, but we're supporting some of the All Black teams or players, but now we found new heroes in the Springbok team. Yeah. No, when I grew up, my grandfather actually supported the All Blacks. I mean, I remember when I was still in creche, me and my brother, we used to wear black on the heritage days, and we would do the haka. But on the day, I'm not sure which game was it, before the final, the semi-final against 1995. The 1995 World Cup. South Africa played against France. And then Chester Williams was starting in that game. And my grandfather actually changed from there. And he was a very dominant man at home. So if he favors a team, all of us must favor a team. So from that time, we moved from being All Black supporters. From that moment, we moved from being All Black supporters into becoming Springbok supporters. And from that time, I've always supported the Springboks, and with my kids as well. I do watch a little bit of the Super Rugby then, or the Championship then, favor some player there. But that community or that national pride, I think from that moment there was a national pride being drilled down to me that you can't leave your country because of, and at that time we're still on a transitional, it was a building phase. So not everyone, including them, were still comfortable with the new system or with what was happening with rugby at the time. That makes sense. And there's new heroes that form. I know former President Nelson Mandela played a big role. You've got the right name for rugby. Your name is Sia as well. But I understand Sia Kolisi has been here at the club as well. Visiting. When I think 10 years ago or 15, I'm not sure, 10 years. I think 10 years when he used to play for the Western Province. Him and Skara. Skara is my homeboy. Tubeni. So him and Skara is my homeboy, and they played together so they used to come here on off days. They would come. I think we still have pictures in our Facebook page of Sia coming to visit and watching some games when we were playing on the other side. But he's a big figure for our community. I mean, a lot of them, including Mapimpi for that matter. Mapimpi played for this club. Oh, did Mapimpi play? Yeah, he played for BZB, but he was a Eastern Cape player coming in and out. So when we would, when players are injured and stuff like that, so he will travel down and come and play here, So every time when they were still around or when they are around, Mapimpi, Sia, Lucanio, if there's a Springbok camp here and BZB playing, they would come and watch. That's special. Welkom terug by Kaapvol Hoop en na 'n lekker rugby gesels by die Busy Bee Rugby Klub in Langa. Gaan ons na die sokkergemeenskap in die Boland en dit is waar die landelike stigting Sport en die Liga wedstryde tussen wynplase by Kanonkop Wynlandgoed gespeel het. Voorsitter Des Engelbreg vertel meer. Dit is lekker om te sien die manne speel sokker. Hier's 'n klomp spanne vandag hier by Kanonkop. Ja, ons is op Kanonkop. Dit is maar die veld wat ons kry deur Kanonkop wat ons nou ons toernooie opspeel. Wat ons blijkbaar doen, ons het 'n liga wat hardloop van Februarie maand tot Desember maand. En ons het 2 afdelings waar ons 'n First Division het waar 21 spanne deelneem en die Pre-Division waar die bietjie sterker spanne is, hulle so 18. So wanneer by toernooie kom kan ons 'n een veld gebruik. Dit is waarom Kanonkop ons geleentheid gegee het
waar ons nou op so 'n toernooi wat ons in 2 tot op 3 dae moet klaar speel. En wat ons dan doen, ons het begin met 6 spanne. Ons in die afgelope 5 jaar het ons gegroei na 32 spanne toe. Wat vir my sê in die gemeenskap, dit beteken iets, dit doen iets en ek het myself, ek weet nie hoe ons gekom het waar ons vandag is. Maar ek besef as dit die genade van die Here uit waar ons nou vandag is. En wat ek sê, dat wat ons doen, ons het 'n jaar, ons het geen ondersteuning van geen organisasie nie. Hier en daar is daar plaasboere se spanne wat betrokke is in die liga, wat vir ons help met 'n rand of 2. En wat ons doen is maar deur die geld wat die spanne nou deur die jaar bymekaar maak, met toernooie betaal, registrasiegelde betaal. Dis die spanne, hulle is verteenwoordig hier en daar 'n plaas en so, maar hulle moet maar self na hulle eie prosesse kyk ook. Ja, hier en daar is daar 'n ondersteuning vir die plaas. Wat ek probeer sê, meerderheid van ons spanne is plaaslik en jy kan sien van die spanne wat deelneem, speel op die plaas se naam. So byvoorbeeld Kanonkop is 'n plaas in die naam Kanonkop, Groenland, Vlaaberg, Karine, so dis almal plase en hier en daar gee boere nou soos vervoere wat hier vandag staan die geleentheid vir 'n span om by 'n veld uit te kom. En daar zijn ook weer sekere spanne wat op hulle eie moet aankom en soos ons as 'n union het geen ondersteuning van geen organisasie nie. Alles wat ons doen ons uit onsself uit. Ons klubs betaal affiliasie fooitjies wat baie minder deur die jaar en word daar nou soos toernooi fooie betaal soos vandag kry die wenner uit al 2 delings uit kry 'n som geld met die opvolgers met 4 bekers wat ons gee en oor geld wat oorbly moet ons nou weer bekers koop, medals koop en die 20ste Desember het ons nou in die Stellenbosch sal dit is 'n groot event waar ons nou vir al die klubs en plase wat deelneem in die jaar in die liga waar ons trofees gee, waar ons medaljes gee, waar ons sertifikate gee en dit is maar net om vir die mense te sê ons waardeer en vir 'n ou om te sê kom volgende jaar as 'n beter mens terug. En my visie is help others to help themselves. Dat is nice. Ek probeer iemand help weer om iemand anders te help. Ek was baie jonk, het ek sokker gespeel, 9 jaar oud. Deur 'n motorongeluk het ek die geleentheid gekry om iewers te kom of verder te kom, maar ek voel dit wat ek kan bereik, dit kan ek 'n ander kind laat bereik. So dit is vir my fantasties. Ek werk met 'n executive wat baie goed saamwerk. Ons het 'n referee stelsel waar daar goed beheer is. Ek is nie alleen aan stuur van hierdie dinge nie. So ons is 'n lekker executive en dan al ons klubbestuurders maak ons betrokke met wat ons doen. So ons plan vir volgende jaar is om bietjie breër te gaan, om 'n komitee te stig waar elke span 2 afgevaardigde manne of vroue wat vir ons kan help hierdie organisasie groei waar ons dit graag wil hê. Ag, nice. Maar ek is op die oomblik ek voel trots om hulle voorsitter te wees en jy moet sterk staan. Ek het my eie werk waar ek 'n maatskappy bestuur wat baie op my skouers is, maar mens moet die tyd afknyp. Ja, maar met die ondersteuning van my mense, die klubs dat die is, doen ons goed. Ek moet sê ons doen goed. Ja, maar daar's dan iets in sport net. Daar's iets in sport wat mense bymekaar trek en wat dis meer as sokker. Ja, die mense kom bymekaar en hulle help mekaar. As ons nou vandag kyk, wat ons nou hierso kyk is wat vir my laat voel om aan te gaan is as jy op 'n Saterdag kom. Baie mense kon hulle besig gehou met iets anders en die ondersteuning van buitemense of van plaasmense wat saam ry uit op 'n Saterdag om sy plaas se kinders te gaan ondersteun is. As vir my die kinders, hulle het iets om hulle besig te hou en hulle kan hulle geniet in die veld en ons het 'n dissiplinêre team wat alles soek onder orde hou dat daar nie dinge uit verband uitdruk en so aan nie. Maar dit is belangrik, maar dis kompeterend. Ek kyk hier sokker, dis goeie sokker op die manne se sokker het deur die jare ook maar so verbeter, elke jaar raak hulle sterker. As ek kyk, hier is spanne wat in 'n swakker posisie begin het 'n jaar terug. En as ek vandag kyk, as ek van een van ons topspanne. Spanne wat is 'n span wat ek sê in die naam Devon Kloof, hulle van Devon Valley. Dissipline gewys, baie swak gewys het hulle kom, maar ons jag niemand weggee, ons verwys niemand weggee. Ons is jou mense te help. Ons is hier om van jou 'n beter mens te maak en ek glo sokker kan dit doen. So sokker is deel van 'n hoe jy mense kan aanleer. Luister, jy kommunikeer met ander mense en vandag is hulle een van die spanne met die topste dissipline en die topste results wat uitkom deur die elke Saterdag en hulle lê tweede op die lok, so dit vir my sê dissipline maak waar jy kom.
Ons is terug by Kaapvol Hoop waar ons sokker so langs die drywe wingerde gesels en dit is by die Landelike Stichting Sportunie se Sokkerliga. Elsenburg se afrigter Austin Petersen vertel ons meer van hul span. As jy die belangrikste is vir ons om vir die jeug weg van die verkeerde dinge af te kry soos drugs en gangsterisme en so. En dis hoekom 'n naweek se sokker is daarom 'n goeie ding, alternatief vir 'n jong man om te doen. Baie van ons wat werk en wat families, vriende, girlfriends en al die goedjies het, die van die ouens het opgeoffer om te kan hier wees vir die sokker. So dis maar een van die hoogtepunte wat ons na kyk, ja, vir die naweek. Julle is Elsenburg, maar dis 'n lekker gemeenskap wat saamtrek, hè? Ja, baie klein, bietjie so in die 102 huise om exact te wees. Dis 'n groot nie, maar familie drywen, dit is die belangrikste, brotherhood gemeenskap, deel saam, help mekaar, vat mekaar aan die hand. So ja, Elsenburg is klein, maar Elsenburg is daarom as jy dynamic comes small packages, ja. Julle het 'n goeie wen nou hier gehad, maar dit is 'n lekker kompeterend, hierdie liga beteken eintlik baie. Dit is 'n goeie sokker. Dit doen. Kyk, sokker is maar anders te sport as rugby, tennis en so. Dis 'n sport waar jy moet staat maak op jou mede kollega spelers, teammates en so. Die ding is, jy kan tennis jy goed is, jy kan die beste sokkerspeler op die veld is, maar as jou backs, jou wings, jou midfielders nie help, dan beteken dit maar niks. So ja, dit is mekaar in die hand vat en ja, dit is 'n goeie kompetisie, is altyd goed. Die program is Kaapvol Hoop. Ja. Sommer net sokker gee hoop vir die mense nie. Ja, hy doen sokker is maar een van hy wat keers in die donkerte aansteek, spanne wat nou nie iets anders kan sien wat vir hulle positief is, maar sokker is iets wat daarom baie hoop gee. Ja, jy kyk eendag van die dag is dit spelers wat hier begin het wat nou speel vir die nasionale span van Bafana. So ja, sulke goedjies is dinge wat vir ons hoop gee dat ons van ons manne uit hierdie toernooie uit kan eendag bo lyf vat in die land dan verteenwoordig, ja. Talent in die Boland, né? Ja, 100%. Ons is self, ons het 'n klein mannetjie baie jonk, sy naam is Enwe Afrika. Hy is nou 15. Baie vol talent. Maar so jy het talent, jy het alles maar jy moet ook dan die leierskap. So dis nou waar die mengel moes inkom van oud en jong en manne wat daar voorgevat het jare terug wat nou die liga nou ran, naamlik Chairman Best en so aan is. So as baie talent wat die is, ja, en dis wat dink dit is net die boodskap vir die manne om die talente kom uitbewys en uitoefen en dan ook nog geniet vir die sport, ja. Ja, dankie Austin, is lekker om te hoor hoe almal in Elsenburg saam staan. En nog 'n afrigter Paul Felix van Groenland gesels ook saam. My manne kan sokker speel. Jy het 'n groen hemp aan, dis Groenland. Ja, maar julle is 'n trotse sokker. Dis 'n baie lekker wyne wat julle ook het, maar baie trotse sokkerspan ook. Ja, nee, ek is baie trots op ons span en is kom al vir ewer aan en ja, so ons is lekker kompeteren hier in die Landelike Stichting en geniet en is so 'n geleentheid om die jong man ook so 'n bietjie die kattekwaadheid te hou en ja, maar dit is vir wat ons lewe, maar ja, sokker, absoluut. Kom is lekker kompeterende sokker. Dis is 'n klomp jare wat jy betrokke is, maar dit is mense moet maar oefen en fiks bly. Ja, dit is as ek altyd sê, jy nie oefen nie, dan kan jy nie verwag om 'n wedstryd te wen nie. So ja, dis 'n baie kompeterende game sokker, soos julle weet nie. Jy moet fit bly in alle tye, ja. Maar lekker om Groenland te verteenwoordig. Ek het al 'n paar wyne by Groenland gehad. Maar dit is jy werk ook daar. Dit is dis 'n trots om daar by Groenland betrokke te wees. Dis 'n belangrike deel van die Kaapse wynland. Ja, ons is Groenland, ek is nou die voorman daar op Groenland. Groot geraak op Groenland. Ek ken die eienaar nou tans, ek en Piet. Het saam groot geraak, saam rugby gespeel, saam kattekwaad gedoen. En dit is waar ons liefde maar inkom vir sport. Hy weer golf en rugby en so en ek weer die sokker gedeelte, maar hy is baie gemoedkomend vir ons. Ja. Hy help ons met vervoer, hy help ons met geld, sponsors waar en so. Hy is baie, hy help ons baie. Ja. Sonder hom kan ons ook nie deelneem aan hierdie sport nie. Ja, en is lekker om so saam te kan stap nie. Dis nie net 'n werkie, mens voel al so amper deel van 'n familie. Ja, nee, soos hy altyd sê, ons maak 'n familie. Hy sê altyd die Here is die baas op die plaas en ons boer maar vir die Here en dit is hoe ons sport en ek dink as jy
as jy gedisciplineerd is op jou werk, dan moet jy gedisciplineerd in jou sport is. Dit kan aangaan. Ja, program saam Kaap vir Hoop, mense ervaar ook hoop in daai prosesse net. Dit is lekker om te sien dat mense kan saamstap. En daar's hoop. Mense sien dit ook deur Groenland. Ja, nee, dit is altyd so en ek hoop jy geniet die wyn van ek meen ons probeer maar ons bes in die wingerde op die beste kwaliteit dryf en die beste wyn maak. So Groenland Groenland goed doen, om ons wyn ook goed doen. Ja, absoluut. Ja. As ons terug is by Groenland en die wyne, dit is 'n hele jaar se proses om daai produk in die wyn te kry op die ouend net. Ja. Dis met my alles as voorman, jy moet na klomp komponente kyk. Ja, dis ek sê altyd jy moet op die wingerd goed bedien, ou wat die stokkie plant, jou water moet reg gegee word, sekere tye moet gespuit word, so jy die produk begin maar op die land en as jy dit goed op die land doen, dan moet dit goed in die kelder ook gaan. So jy kan nie goeie wyn maak en jy het goeie drywe nie. Ja. So dit begin maar daar by ons as die mense en elkeen na sy deel. Elkeen is ewe belangrik tot op die wynmaker, die ou wat die stokkie plant, snoei en alles, seier. So dit is maar spanpoging soos by sokker ook. Ja, baie selfs as sokker en jy het al alles gesien in seisoene, sommige seisoene meer reën, minder reën, droog en alles. Ja, so is soos border is maar 'n seisoen ding. Jy gaan maar op wat jy baie kere is dit goeie oes, baie kere is dit 'n swakker oes, so als maar van die weer af. Ja. Maar as 'n mens dan 'n goeie sokkerwedstryd gehad het, dan kan mens dan 'n goeie groenwyn wyntjie op te Natuurlik. Ja, ons is soos ek sê, ons is altyd trots op ons span en ons wyne. En ons is gehalte wyne. Ek dink die doen 'n goeie job daar. Ja. So dit begin op die land. Maar wel gedaan en sukses met die res van die toernooi. Baie dankie. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Ons is terug by Kaap vir Hoop waar ons hierdie week sokker en wyn gesels en nadat ons met Groenland Sokkerspan se afrigter Paul Felix gesels het, kuier ons ook op die Groenland Wynplaas waar ek met eienaar en wynmaker Piet Steenkamp gesels. Pragtige wyne, pragtige wêreld. Dis eintlik Stellenbosch deel so die bottelery Padim. Jy moet weet wat hierdie area ken. Piet, dis lekker om saam te gesels. Ja, mooi wêreld hierdie. Dit is Grootwordplek vir jou. Ja, dankie Arie. Dit is ek kan sien dit is lekker koud nou hier waar ons staan. Ja. Die sonnetjie nou uitgekom na redelike skrikkelike nat wingerd reenseisoen. En ja, ons lekker hier bottery koppe, lekker 15 kg van Stellenbosch af. Ja. En die plaas self is ek is 4de generasie. Ja. Lekker is my pa vir jare geboer. Hy's oorlede 'n paar jaar gelede, maar ons lekker hou skouer in die wiel en dit gaan goed. En die te veel reën, is dit kan mens in bedrywe ook te veel kry of? Jong, jy weet mos 'n boer mag nooit kla nie, veral nie oor reën nie. Die seisoen vir jaar is uitdagend want jy moet sien dis oral as jy inry dit baie spoelskare kry maar wat goed is die koue eenhede. Daar's natuurlik ander beperkings, die feit ons kan wingerd plant en die grond is te nat. Maar hoorie, 5 jaar terug was dit weer te droog. Dit was op by 1000 gewees. Ons moet maar vat die koue en die reën. Hulle sê mos as jy op boer as jy jouself as jy opgesaai vir die elemente daar buitekant, droog, te warm, te wind. Dit is maar wat dit is. Dis was by pragtige wyne, pragtige plek. Jy het 'n lekker plek jy kan kom sit, jy kan lekker kom eet en funksies hou. Dis lekker en dit is dit hou jou rustig en is mooi rondom jou die vir julle. Ja, is om by julle. Die dorp en die stad is naby ons, maar dit is lekker ons is wingerde om jou, jy's in die natuur en die skepping en so ek sê van wyn en hout is daar nooit te min nie. Elke jaar trek ons wingerd uit en plant nuwe wingerd, sit altyd genoeg braaihout. Ja. Ek weet hele manne in Namibië theaterkool en ons baie Kaapers koop hout in Namibië.
Maar ek is dan bevoorreg, hulle ken die wingerstoppies nie, maar dit is maar waarmee ons op draai. Ja, hoe sal jou tipiese dag ook sê? Jy kan maar 4 aan 'n koeltjie maak, 'n wingertjie en jy moet hom seker 'n topklas koeltjie vat oopmaak. Hoorie, dis gegewe. Die Suid-Afrikaanse kultuur is ons maar braai en wyn en vuur maak, alles gaan saam. So hulle tradisioneel is maar altyd met familie en vriende, groot geselskap hierso. Dit is nou spasie, die kinders kan rondhardloop. Ja, hierso so by 3:30 moet die man al inkom, kole brand en dan altyd so na die wedstryd, hopelik met 'n wen dan moet die eerste styk al val op die kole of karoochoppie, skaapchoppie. Miskien weet jy vir so eers 2 van jou wyne wat kan werk. Seker Arie. Kom in. Okay, dis die plek om te wees. Gesondheid Arie. Daai klank is daar maar net my musiek klink. 'n rooi wyntjie, wintertyd, rugbytyd, julle het 'n verskeidenheid. Dis 'n topklas wyn ook hierdie. Ja, ons proe sommer die familienaam Steenkamp se wyn wat nou eintlik ons vlaggenskap wyn is. Hierdie is 'n lekker Bordeaux versnit, Cabernet Sauvignon en Merlot. En uiteraard, as jy met hierdie koue, lyk nie dit veel warmer gaan raak oor die naweek nie. Rooi is maar jou ding hoor. So ek sê as daai vure brand en alles en ons is reg vir die rugby dan seker 'n paar rooi wyne. So ons het so 70% rooi druiwe op die plaas en 30% wit. En dan maak ons 'n Cabernet Sauvignon, ook 'n Shiraz of Merlot, ook 'n versnit Antoinette Marie wat my susters vernoem word. En het ons 'n Sauvignon Blanc, 'n Chenin Blanc, en ook 'n Rosé wat nou baie gewild geraak het die laaste tyd, die Pinotage Rosé. En het ons ook aan die einde het ons ook in ons vlaggenskap in die steenkap het ons 'n Bostok Chenin. So ou Bostoksteen. Dis 'n lekker gehoute swaar wit wyn van enkel wingerblok wat 1981 geplant is. Dis daai Bostok klink, is dit 'n Chenin of 'n Chenin? Ja, dit is 'n Bostok. Sit hom uit verouder? Ja, ons het hom so 10 maande in 'n bietjie tweede vul en nuwe hout. Die enkel wingerdwyne wat nou daai jaar al geplant is net goed wat net natuurlik, hy's lekker geïntegreerd, lekker vol met baie vrug en net lekker gebalanseerde wyn. Ja, heerlik. Ja. Hierdie is 'n heerlike wyntjie. Ja. Soos ek gevat het en gepraat het, ek kon nog nie anders nie. Maar dit is daar's iets in 'n rooi wyntjie in die Kaap en absoluut. Ons rooi wyne in hierdie area wat pottery, die Stellenbosch spesifiek is maar 'n redelike lae produksie area. En word geag as 'n lae produksie. So die wyn is gewoonlik lekker vol geïntegreerd met die hout en natuurlik lekker verouderingspotensiaal. En ons rooi wyne probeer ons gewoonlik na 12 maande in die hout, wil ons hom nog so ten minste 2 na 3 jaar in die bottel verouder voor ons hom vrystel. En dan gee dit vir jou kans om vir 'n lang tyd te drink. Maar die wyn kan hulle kry ook 'n wit, so dit is agente daar so die mense moet uitkyk. Groenland sê daar. Ja, lekker in die lodges in die handel is al daar. Die mense is lief om te kom kuier Piet. So hulle ry hier so rond, maar hulle kan jy maklik kry. Is lekker, lekker maar inkom jy kan vertel van die wyne. Ja, natuurlik. Baie welkom oop deure hier so altyd 6 dae week oop. Sondae is gesluit. En nou ja, Potterypad hier 15 km buite Stellenbosch. 20 minute van Kaapstad af. Op ons webblad kan julle gaan kyk groenland.co.za. So asseblief, ons is erg in Namibiërs. Dis lekker mense en ek dink hulle hou van dieselfde dinge waarvan ons hou. So ek sê sport en braai en rugby veral en 'n paar wyne. So asseblief kom kuier gerus vir ons. Dankie vir jou kuier. Dankie Piet. Gesondheid en dankie Arie. Ja, lekker om jou te sien hierso. Absoluut. Ons hartskreef vir die bokke saak. Ons gaan verseker. Go bokke.